So net om almal gou op datum te bring, want anders dan gaan jy dalk nie heeltemal volg nie. Is daar enige iemand wat nie na my preek geluister het laasweek op die stemboodskap wat ons deurgestuur het nie? Almal geluister? Rian, dankie vir jou eerlikheid. Goed, so, jy het ook nie geluister nie, kry. Goed, ook nie geluister nie. Ook nie geluister nie. Marcel, jy het geluister? Maar jy nie kon vertel wat ek alles is. Goed. So in Filippense 4 kom Paulus, nou onthou toe Paulus in Filippense 4 begin praat, toe praat hy met 'n gemeente wat sy eerste gemeente was wat hy gesit het op Europese bodem. En dan in Filippense 4 sal jy sien in die een vertaling staan daar dat hierdie is die laaste opdragte aan die gemeente. En dan begin Paulus met hierdie gemeente praat oor hulle die laaste opdragte wat hy vir hulle gee. Nou in die begin lyk dit of Euodia en Syntyche 'n bietjie konflik gehad het onder mekaar. Dit is twee vrouens, né? En dit lyk asof hierdie konflik wat hulle gehad het 'n redelike kan ek sê dit was 'n sterk konflik situasie gewees. Dit was lyk dit dalk of dit nie openbaar was. En toe sê Paulus eintlik vir hulle twee. Hy sê ek vra dat julle julle strewelinge onder mekaar sal uitsorg. So hulle het nie na die pastoor toe gegaan. Die pastoor het vir hulle gesê, ons sorteer julle moeilikheid uit onder mekaar in die liefde van Jesus Christus. Wil dit vir my bring nie, sorteer dit uit. Maar Paulus het geweet dat een ding, daar konflik is daar gewoonlik spanning. En waar spanning is, kom verdeeldheid. En dan begin hy nou met hulle praat, en dit is wat vir my interessant is, dan vat hy hulle na 'n plek toe, nou onthou weer dat ek sê, hierdie is sy laaste opdragte aan die gemeente, en kyk waaroor praat hy nou. Dan in Filippense 4 vers 8 begin hy met hulle praat, en hy sê vir hulle, so bedink die volgende dinge, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysingswaardig is, wat 'n deeg of waardigheid daar ook al mag wees. Hy sê daarop moet julle gedagtes rig. Ander vertaling sê maak jou gedagtes vol met hierdie dinge. Vul jou gedagtes, vul jou lewe met dit. Interessant dat hy met hulle praat oor hulle gedagtes. Oor iets wat hulle moet doen. Hulle moet hulle gedagtes vul met die volgende dinge. Dit is amper soos jy die vrug van die gees kry, is hierdie die vrug van die denke, kan ek amper maar sê. Nee, as jy hierdie dinge bedink, alles wat waar is en wat edel is en wat reg is en wat rein is en mooi is en prysenswaardig, wat 'n deeg of waardigheid, as dit die dinge is waarmee jy vul, dan het jy goeie denke, jy het 'n goeie denkpatroon. Die volgende vraag kan ek sien wat julle ook duidelik vir my sal vra, is maar hoekom wil ek hierdie dinge bedink? Want dit is baie keer lekker om nie dit te bedink. Dit is baie keer die dinge te bedink wat nie waar is nie. Dit is baie keer lekker om die dinge te bedink wat nie edel is nie, wat nie reg is nie. Dit is lekker om baie keer te sê ek dink jy's 'n moegoe. En ek wil dit nie meer die filter van waarheid vat nie, want die waarheid sê jy is nie 'n moegoe nie. Die waarheid sê jy is geskape na God se beeld en God se gelykenis. Dit is altyd lekker om so daaraan te dink. Die rede kom Paulus sê ons moet hierdie dinge bedink. Want hy sê dit sal vir jou vrede bring. In vers 7 begin hy die God van vrede wat alle verstand te bowe kan sal in die harte en in die gedagtes die mag hou. En dan sluit hy weer af met vers 9 wat hy sê en daar sal vrede wees. God sal vir jou vrede gee. En dit is die rede hoekom ek en jy dinge wil bedink wat mooi is, wat goed is. Alles wat hy daarso doen, sodat dit vir ons vrede kan bring. So wat in jou denke? Jou denke bring vir jou vrede. En hierdie is nie 'n vrede wat van buitekant af kom nie. Hierdie is daai innerlike vrede waarvan Paulus praat. En ons almal sal seker vandag kan saamstem, die lekkerste ding wat daar is in jou lewe is as jy vrede binnekant het. Niks wat buite aangaan maak saak nie. Ek het vrede
in my gemoed, in my siel. Ongelukkig is Paulus nie die enigste een wat dit geweet het nie. Die Satan het dit net so goed geweet, hoe belangrik die denke is. En dan lees ons daarso in Genesis 3, weet ons dat die slang was ons nou lustiger gewees as al die diere wat God gemaak het. En toe in jou slang het dan met Eva gepraat en ons vir Eva gesê, is dit so, dat God gesê het, julle mag nie van die vrugte eet? Interessant, hy vat daar nie dadelik aan die punt toe, wat sê van die boom wat in die middel staan nie, want ek dink die Satan weet ook nie presies wat God sê nie. En nou begin hy met die vrou praat. Is dit so? Sy sê nee, dit is nie heeltemal so nie, jy is nie heeltemal reg nie, dit staan nou nie presies, dit is so na een vertaling. Jy is nie heeltemal reg nie. God het eintlik gesê, ons kan van al die vrugte eet, hy sê maar die vrug wat in die middel van die tyd is, daarvan mag ons nie eet nie, want ons sal sekerlik sterf. Toe sê die Satan, nee man, dit is ons nou nie so dat jy sal sterf nie. Die rede hoekom God nie wil hê jy moet daarvan eet nie, is van, dan sal jy word soos wat hy is. Die ander vertaling sê is, dan sal jy kan begin onderskei tussen goed en kwaad, wat reg en verkeerd is. So die eerste ding wat hy doen is, hy plant twyfel. En waar word twyfel geplant? In jou denke. Word nie op jou been geplant nie, jou hande nie. Op die einde kan hierdie help om dit wat die denke is uit te voer. Maar het word in die denke word dit geplant. En die heel eerste ding wat hy doen is, hy plant twyfel. En dan gaan hy en hy verdraai die waarheid. Hy sê dit is nie so nie man, God het gesê, julle sal sterf. So hulle daarvan eet. Die Satan kom en sê, dit is nie so. Dis nie heeltemal korrek nie. So heel eerste wat hy doen in die denke, is hy begin twyfel plant in Eva se lewe. Daarna gaan hy en hy begin die waarheid verdraai. Hy sê, dit is nie so nie. En dan vorm hy 'n nuwe narratief wat gebou word. Want hy sê, eintlik wat sal gebeur, is jy sal soos God word. En dit is die probleem, is dat, waarmee ek dink baie van ons sit, is dat jy wil in beheer wees van jou omstandighede, van jou situasies, van jouself. En daarom is dit 'n verskil om denke te hê, geesvervulde denke, wat gevul is met die Heilige Gees, God-gedrewe denke, of het jy 'n positief, 'n tipe van 'n positive mindset is goed, en dit is goed om positiewe denke te hê. Maar daar's 'n verskil tussen hierdie positiewe denke van ek kan dit uitbedink. Ek sal aanhou dink dat hierdie stoel is liggooi. Hy is liggooi, hy is liggooi. Hy is nie liggooi nie, die waarheid is hy's lig. Dit dalk nie jy sê op jou stoel dink ek gaan werk. Jy kan dit dink en jy kan positive thinking probeer. Jy sal moet opstaan, jy sal jou moet lig en moet loop. En ook iets doen. Maar hy sê, die Satan sê, kom ek verdraai gou 'n bietjie die storie. En daarom gaan Paulus dan weer, en hy sê vir ons in 2 Korintiërs 11, vers 3, hy sê, maar ek is bang, julle kan jouself die hele hoofstuk gaan lees, maar ek is bang, dat julle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus. Net soos Eva verlei is deur die lustigheid van die slang. Ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word. Sien, daar is iets waarvan ek en jy nie kan wegkom nie, en dit is dat hoe belangrik ons gedagtes is. Maar ons gedagtes is anderste as 'n positive thinking. Dit is om geesvervulde gedagtes te hê. Hoekom? Want dit bring vir jou vrede. En dit wat jy uitlewe, is wat mense proe. En as ek en jou gedagtegang nie geesvervuld is nie, dan beteken dit, as die res van die wêreld spanning het, en nie vrede ervaar nie, dan gaan hulle dit by ons ook ervaar. Maar omrede ons anders te dink, moet mense by ons vrede ervaar. Paulus sê dit is belangrik. Want sien, die eerste oorlog
het nie op 'n veld met wapens plaasgevind nie. Die eerste oorlog was nie die gladiators gewees nie. Die eerste oorlog wat plaasgevind het, was daar geen wapens betrokke gewees nie. Daar was nie 'n spes en 'n swaard of wat jy ook al, wat 'n wapen jy ook al kan dink nie. Dit was nie daar gewees nie. Dit was in 'n tuin gewees. Die heel eerste oorlog het in die tuin plaasgevind. Met twee denke. Die een is, glo ek God se woord of glo ek 'n ander stem. Dit is waar die oorlog begin het. So die oorlog het sommer al van vroeg af begin in die mense denke. Nou, hoef ons eers die hele storie te lees nie, want ons ken dit. In Numeri is ons waar die Here vir Moses opdrag gegee het om die spioene uit te stuur. Nou kom ons gaan net vinnig hier deur om te kyk wat gebeur hierso. So in Numeri 13 vers 1 staan daar: die Here het vir Moses gesê, vers 2: stuur manne om Kanaan, wat ek aan die Israeliete sal gee te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is. Ons vergeet baie keer dat hierdie spioene wat uitgestuur was nie sommer net nog mense gewees nie. Dit was mense gewees wat gesien was as leiers. Dis leiers wat hier uitgestuur is. Ons weet, want daar staan in vers 7, die land wat ons gaan verken het, is 'n buitengewone goeie land. Want dit is ons wat God gesê het. Onthou hy het gesê, ek sal dit vir hulle gee. Ek sal dit vir hulle gee. Ek gaan vir die Israeliete hierdie plek gee, Kanaan. En die plek wat ek vir hulle gaan gee, sal 'n goeie plek wees. Dit sal 'n buitengewone goeie land wees. Wat God vir jou gee is altyd buitengewoon. Dit is buitengewoon goed as God dit vir jou gee. As God dit nie vir jou gee nie en dit kom van 'n ander bron af, kan ek nie dit waarborg dat dit buitengewoon goed gaan wees nie. Maar interessant, ek bedoel, die Here sê eintlik reguit vir hulle. Hy sê ek gaan verken gou die land wat ek vir julle sal gee. Gaan ek dit gee, is 'n uitgemaakte saak. Ek wil hê julle moet net gou gaan kyk hoe lyk dit. Hoe sou God dit gevra het? Wou hy hulle getoets het? Het hy geweet waarmee gaan hulle terugkom? Wou hy gehad het hulle moet dit eers sien voordat hulle kan intrek? Wat sou die rede gewees het? Want hy het klaar die besluit gemaak, ek gaan dit vir julle gee. Maar dan weet ons wat het gebeur. 12 verkenners is uitgestuur. 10 het ons nou teruggekom en gesê, nee, dit gaan nie werk nie, die mense is groot, en ons lyk soos graashoppers in hulle oë. Wat is 'n grasspringer in 'n springkaan? Ons lyk soos 'n springkaan. Ons lyk soos 'n springkaan in hulle oë en ag man, die plek lyk eintlik, dit is vreesagtig, jy moet sien hoe groot is hierdie mense. Hulle is massive. Hulle is 3 keer myself so groot is. En jy weet hoeveel, maar vol. So dit is groot mense. Gaan nie werk nie. Omrede hulle denke vasgevang was in vrees. Dit is waar hulle denkpatroon is. Die denkpatroon was absoluut gerig gewees, gefokus gewees op vrees. Die ander twee het ook gekom, dit is ons nou Joshua en Caleb, maar hulle denke was geanker gewees in geloof. Daar's 'n verskil tussen jou denke vasgevang is in vrees en iemand wat sy denke vasgevang is in geloof, wat geanker is in geloof. Ons moet die besluit maak. As ons gaan begin praat oor al die beloftes wat God vir ons het en dit wat hy wil hê, hoe dit met jou moet gaan en dit waarvoor hy jou bestem het en dit waarvoor hy jou geskape het, dan weet ons dit is vir iets goeds. Definitief. Jy is nie geskape om nie iets goeds te wees nie. Jy is geskape om iets goeds te wees. Jy is geskape om God te verteenwoordig in sy koninkryk.
You are created for His glory. Ek en jy is gemaak om hom te aanbid. So wanneer ek hom aanbid, dan wil ek hom aanbid. Ja, worthy of it all. Want dit is wat God soek. En dit is wat ek vir hom wil gee. Let incense arise. Dit ons eie denke wat baie keer moeilik is om oor daai denkpatroon te kom. En daarom word ons aangemoedig. Nou kyk wat verklaar God. Omrede hierdie 10 besluit het, dit sal nie so wees nie, ons kan dit nie doen nie. Ons denke is vasgevang absoluut in vrees, ons het vreesagtige denke. En 'n denkpatroon is weer vreesagtig. Toe maak God ook 'n besluit in Hoofstuk 14, Numeri 14 vers 22 en 23. Hy sê, nie een van hierdie manne wat my mag en die wonders wat ek in Egipte en die woestyn gedoen het gesien het, en wat my nou oor en oor getart het, en nie na my woorde geluister het nie, sal die land wat ek met die eed aan hulle voorvaders beloof het, sien nie. Nie een van hulle wat my geminag het, sal die land sien. Ek weet lang jy by stilstaan, maar ek wil net vinnig vir jou sê, pas op vir jou denke, want jou denke kan gevaarlik wees. Hulle denke het hulle toekoms gekos. Hoeveel mense sit nie vandag in sak en as gevolg van hulle denke wat hulle toekoms gekos het? Hoeveel mense sit nie vandag in die tronk as gevolg van hulle denke wat hulle toekoms gekos het? Hoeveel mense sit nie vandag in verhoudings waar hulle nie kan uitkom nie, vasgevang, omrede hulle denke hulle na 'n plek toe gevat het? Was nie God gegewe denke gewees nie, dit was jou eie denkpatroon gewees. God het vir iets anders of iemand anders te beplan, jy het in hierdie rigting beweeg. Jy het 'n besluit gemaak. Dan ek sê hulle sê denke, jou denke word dade en dade word gewoontes. Joshua en Caleb het hulle gedagtes gevange geneem en aan God se beloftes gehoorsaam gemaak. Dit wat God gesê het, dit sal ons beding. Ek gaan aan julle hierdie land gee, is 'n buitengewone goeie land. Wat dink julle daarvan? Gaan kyk 'n bietjie. Ja, dit is redelik groot. Maar daai druiwetrosse is amazing. Twee manne het dit gedra. Ek moet dit sommer hier by sê. So 10 sê, daar's nie 'n manier. Joshua en Caleb het dieselfde gesien as wat die ander 10 gesien het. Daar was nie 'n verskil gewees nie. Jy het nie met verkykers rondgeloop en die ander een sonder verkykers. Jy het presies dieselfde gesien. So waar is jou denkpatroon van? Want ons sien dat dit belangrik is. Paulus het vir ons gesê dit is belangrik. Julle denke is baie belangrik. Gaan vir jou vrede bring. Die Satan het ook geweet hoe belangrik denke is en hy probeer die mens se denke infiltreer. Hy wil daar inkom. Hy soek beheer. Hierso sien ons wanneer ons kyk na die 12 verspieders, dan lyk dit vir my jou denkpatroon is net so belangrik vir God. En as jy in 'n verkeerde denkpatroon inbeweeg, dan het jy groot moeilikheid. Dan gaan Paulus weer en hy sê in 2 Korintiërs 10. Ek gaan lees vanaf vers 1 tot 6. Hy sê ek Paulus doen 'n persoonlike beroep op julle. Ek wat mos gedwee is as ek by julle is, maar manhaftig teenoor julle is ek van julle af weg is. In die naam van Christus, wat nederig en vriendelik is, vra ek julle, moet my nie dwing om streng te wees as ek kom nie. Ek is seker, ek kan my veroorloof om streng op te tree teenoor die wat ons daarvan beskuldig, dat ons uit menslike oorwegings handel. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie,
maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. En daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken, sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is. Ek hou van Paulus se eerste woorde in vers 11. Hy sê, nou wil ek hê julle moet 'n bietjie dwaasheid van my kant verdra. Ja, verdra my maar. Maar of ek soos Paulus ook en sê, wil jy net so 'n bietjie dwaasheid van my kant af verdra. Verdra dit maar so 'n bietjie, want dit is baie belangrik. So wat Paulus hier sê is vir ons baie belangrik om te weet, om te hoor wat sê hy vir ons. Paulus kom en hy sê vir ons, ja, dit lyk of ons gewone mense is, dat net nog 'n fisiese lewe lyk. Hy sê, maar ons is ook deel van 'n geestelike stryd. So ja, ons is hier, en dit is reg, maar ons moet nie daarvan af wegdwaal of enigstens daaraan dink dat ons nie deel is van 'n geestelike stryd nie. Hierdie stryd gaan nie oor 'n politieke of menslike konflik nie. Sien dit wat ons op televisie sien, sien van die oorlog wat ons hoor nie. Dit gaan oor iets wat baie dieper is as dit, en dit is die beheer oor jou gedagtes. So stel jy nou voor dat jou gedagtes 'n slagveld is, en op hierdie slagveld is daar vestings, daar is sterk mure wat jou denkpatrone beskerm. Nou wat gaan gebeur as jy nie 'n goeie denkpatroon het? Wat gaan gebeur as jy negatief dink, as jy nie volgens God se woord dink nie? Wat gaan gebeur as jy nie dinge bedink wat waar is en wat edel en wat reg is en al hierdie mooi dinge? Wat gaan gebeur as jy dit nie bedink nie? En wat daarvan jy nou hierdie klomp stinking thinking, kan ek maar sê, in jou gedagtes, ek is nie goed genoeg nie, gaan dit nie maak nie, en dit word beskerm deur 'n vesting. Hierdie vesting hou jou vas in jou ou gewoontes, in jou angstigheid, in jou onsekerheid, en selfs in jou valse oortuigings wat jy dalk het oor die lewe of oor jouself. Nou waarom gebeur dit? Waarom is dit dat ons soms in hierdie wêreld in beweeg waar ek nie goed genoeg voel nie, waar dinge nie werk nie? Want sien, die vyand probeer jou vasvang deur jou gedagtes te beheer, want dit is waar dit begin. Begin tade. As jy in die oggend opstaan, dan sal kom dinge wat al reeds in jou gedagtes kom. Ek hou nie van my werk nie. Nee, jy al opgestaan met 'n gedagte van ek hou nie van my werk nie. Dan kom jy nie so by die werk van. Hallo. Kan jy dit dink as jy in die bediening is en elke oggend as ek opstaan en dit, wonder wat soek ek in die bediening? Hoop nie iemand bel my nie, hoop nie iemand wil my kom sien. Want as ek daai houding gaan hê van ek weet regtig nie wat te doen in die bediening. Ek weet nie hoe ek bediening toe gegaan. En hier kom iemand aan en wil sien, dan gaan ek definitief nie. Ja man, kom, ons drink koffie. Wat is dit? Kan ek jou nog help? Dus sorteer jouself uit. Jou probleem, my probleem man. So nie werk. En as jy in jou denke kan kry en hy kan jou vasvang, dan kan hy jou beheer. En hierdie vestings bestaan omdat die vyand Satan nie wil hê dat jy vry moet wees nie. Want onthou wat het ek gesê? Paulus sê as jy hierdie dinge bedink, as jy dit as 'n filterstelsel gebruik, dan kan jy vry wees. Maar as hy nie denke kan beheer soos wat hy gedoen het, wat het hy kyk hoe hy vir Eva gevang? Eva en Adam was vry gewees. En toe beweeg hy na denke in en toe het hy, en daar sal vryheid nog meer. Jy sal nou werk. Dis nou met moeite sal jy kinders in die wêreld maak. Dis nou nie meer so maklik nie. Wat sê hy toe? Het hy hulle verder gehelp werk in die tyd? Het hy gesê, "Wel, ek is nou jammer ek het vir jou verkeerde raad gegee. Ek het eintlik in die prentjie anders te gesien." Shucks. Nou nie werk. Hoekom werk jy so hard? Want jy het vir my geleg Satan.
Maar hoekom kry ek nou so swaar om kinders te maak? Want jy het vir my gelief. Dis nie wat hy nog steeds doen. God wil ons vry hê. Jy kan vry wees. As jy toelaat dat jy geesgedrewe denke. Hy weet as jy jou denke kan beheer, kan jy jou lewe beheer. Alles word nie. En daarom kry ons gedagtes dikwels hou vas op ons. En ons kan nie maklik verander nie, omdat ons vasgevang is in ou of in verkeerde denkpatrone. En dit moet gebreek word. Soms sien jy nie raak nie, want sien hierdie vestings lyk asof dit die ware logiese gedagtes is. Dit lyk reg. Dit voel vir my goed as ek dink ek is nie die beste. Ek ruik dit, ek sien dit, ek voel dit, ek hoor dit. Dis nou baie, ek is nie die beste nie. Ek onthou baie jare terug, so jammer julle kan nie dit ken. Maar toe ek net begin het in die bediening, het ek altyd vir die mense gesê, ek is baie bevoorreg om julle so gehoor te hê. Julle is baie bevoorreg om my as julle pastoor te hê, wat een van die grootste predikers is wat hierdie wêreld ooit gesien het. En ek het dit geglo. Om 25 jaar later die grootste prediker in AGS Bredasdorp te wees. Wat ek wil gehad het, net so bietjie boost. En julle is die beste van mense. En ek het ons vir jare gespreek, en as ek by die beste gemeente en julle die beste gespreek. Af jy dit net, want die mense wat nie deel is, jy kan maak met wonder. So ja, dit is soms sien jy nie raak nie. Jy begin altyd aan glo dit hoe dit dan maar werk en hoe dit is. Maar dan moet daar iets gebeur. Sien jy moet die vestings afbreek en jou gedagtes in lyn bring met Christus. Dis belangrik dat vestings afgebreek word, want as dit nie afgebreek word nie, kan daar nie gebou word nie. Ons kan nie bou op iets bou, op iets bou, op iets bou nie, ons moet dit afbreek. Partykeer is dit goed om 'n ding heeltemal af te breek en sê, kom ons begin net oorbou aan dit. Waarom moet dit afgebreek word? Hoekom hou ons net die ou vestings? Want dit is belangrik vir jou, want vestings blokkeer jou geloof, en dan maak God se woord en sy gees se stem dof in jou lewe. En daarom kan ons maar teruggaan elke keer na die begin toe. Waar Satan begin het, om te sien, dit is wat hy gedoen het. Hy het dit wat God vir hulle gesê het hy geblokkeer. Dat hulle begin twyfel. Vestings vervorm jou identiteit. Jy begin jouself sien deur 'n leuen, soos wat met die verspieders gebeur het. Hierdie vestings wat om hulle denke gebou was, het hulle identiteit vervorm en gesê dat ons is eintlik nie so great nie. Ons het gedog ons gaan dit maak, maar as ons kyk na hoe die plek lyk en hoe ons lyk in hulle oë, dan gaan ons dit nie maak. Vesting staan teen die kennis van God. Hulle verhef hulle self teen sy waarheid. En onthou, hierdie vestings, dis nie net gewone los gedagtetjies nie. Praat nie van 'n vinnige gedagte van ag, maar weet jy wat, eintlik moes ek vir 'n ander werk gekry. Ja, ons almal kry daai vinnige gedagte, is iets nie lekker gewerk het nie. Eintlik moes ek net ja, ons liewer vir kombuiskaste gemaak het. Dit gaan goed met daai mense. Ek bedoel, ons hulle het die probleme nie, hulle het die finansiële probleme, net geen gat net uitdagings nie. Dit is werklik altyd uit en aan. Ek gaan maak so 'n kombuiskaste. En ek praat nie van daai vinnige gedagte nie, ek praat van om dit elke dag te bedink. En dit begin vorm, en ek begin 'n vesting opbou. En die Satan kom en hy sê, ek kry al hoe meer wat jy wil hê. Want sien, jy kan vry wees waar jy nou is, maar as ek 'n bietjie kan uit jou vryheid vat, dan kan ek jou bind, en dan onttrek ek. As jy jou klaar het, onttrek hy. Hy raak nie dan deel van jou lewe nie. Sien God wat sê, ek gaan saam met jou 'n pad stap. Jy staan aan een kant, en hy lag verder.
ek sal nooit anders wees nie. Ek is nie goed genoeg vir God nie. Ek moet myself bewys. Jy kry mense dat hulle self die hele tyd bewys. Ek moet myself bewys, ek moet myself bewys. En alles begin nader aan draai, nie omrede hulle vry is nie. Ek moet myself iets bewys, of ek moet iemand anders iets bewys, ek moet net iets bewys, ek moet iets bewys. Dis vestings wat jy om jou bou. Jy is nie vry nie. Jy doen dit want jy wil net vir jouself iets bewys. Of jy kry die arme ek slagoffer. Arme ek is oupa eil. Elke dag, ek is altyd die slagoffer. Almal is teen my. Weereens, daai een keer as jy die een dag gevoel het, dis almal is vandag teen my. Dis fyn. Maar as jy elke dag doen, begin jy daai vestings bou. So kan ons aangaan. 'n Voorbeeld van 'n paar vestings wat amper klaar. As jy 'n tipe vesting het van vrees, dan beteken dit jou gedagtepatroon sal wees ek is 'n mislukking. Ek misluk altyd en alles wat ek doen misluk ek. Dit beteken jou vesting wat jy besig is om op te bou is 'n vesting van vrees. En dit beteken daar sekere geleenthede wat jy gaan begin vermy en jy gaan passief raak in die lewe. Jy gaan niks meer wil doen nie want jy is net absoluut bang dat jy 'n mislukking gaan wees en daarom begin jy vrees bou. Dan kry jy dus 'n vesting van verwerping. Verwerping beteken ek is nie waardevol nie. Ek is nie goed genoeg nie en die gevolg is gebroke verhoudings. Net omrede jy voel ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie goed genoeg nie. Maar jy is goed genoeg want die woord sê jy is goed genoeg. Die woord sê jy is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat vir jou krag gee. Trots beteken weer ek weet beter. Niemand sê my niks. Die gevolg is ongehoorsaamheid. Jy gaan nie meer gehoorsaam wees. Ek gaan vir jou niks kan leer nie. Die woord gaan vir jou niks oopmaak nie, want jy het trots. Jy weet dan beter. En dis 'n baie gevaarlike vesting. Of miskien het jy sondegewoontes. Daai sondegewoontes, ek kan nie verander nie man, dis nou maar een van my op plesiertjies. 'n Klein sondetjie. Maar dit behaag nie God nie, net van my op plesiertjies. Vestings wat jy bou, dit beteken jou gevolg daarvan gaan wees verslawing. En dit kan wees verslawing in klomp verskillende vorms. Verslawing van skuld en van skaamte. En Paulus sê jy moet nie net sit en wag dat hierdie dinge verdwyn nie, jy moet optree. Dit gebeur nie. Jy moet proaktief optree teenoor hierdie dinge. Jy moet daardie vestings, daardie ou gedagtes wat teen God se waarheid staan, moet jy verslaan. In die Engelse vertaling is daar 'n gedeelte in Spreuke 23 vers 7. Ook net in sekere Engelse vertalings wat hy sê, as a man thinketh in his heart, so is it. Dit kry nie so in Afrikaanse en baie ander Engelse vertalings nie. But as a man thinketh in his heart, so is it. Jy denke, en dit wat binnekant gebeur, kom uit na buitekant. En dan begin jy dit leer. Jy kan mooi ryk, jy kan lekker ryk, jou hare kan gepil wees, die wat hare het. Jy kan het jaal, jy kan alles doen, maar op die einde is jou denke, spreek die hardste. Want as jy verkeerd dink, dan sal jy verkeerd glo, en jy gaan verkeerd leef. So wat moet ons doen? Die heel eerste ding is, jy moet 'n besluit maak om te sê dat is my denkpatroon, is dit wat ek bedink, is dit waar? Is dit in lyn met God se woord? Is dit wat ek bedink regtig in lyn met God se woord? En ek sê weer eens, hoekom praat ons oor denke, sodat ek en jy kan vry wees? Want as ons vry is, kan ons beter met mekaar kan praat. As mense instap en hier's 'n gees van vryheid, dan gaan mense ons welkom voel en sê, ek voel vry.
So ons daai ou liedjies altyd gesing. Ek is vry, 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 Christus maak my vry. Eens was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. Dis al, ons het al 'n paar keer gesing. Ons het 20 keer gesing. Ek is vry, vry, vry. Dis het mense het gesing. Christus maak my vry. Dus denk sê jy het ons so 2 keer gesing, maar weet jy hom. Eens was ek blind, maar nou kan ek sien, ek is vry, vry, vry. En daai hele week sing jy dit, want ek die pastoor het wat jy het sing. Maar jou pastoor het 1 keer gesê, ons gaan dit nou sing, tot ons het begin sien. Toe dog ek, hier gaan ons sing vanavond. Ons het gesing, ek is vry, 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 Christus. Eens was ek blind, maar nou kan ek sien, ek is vry, vry, vry. Want ek is vry, 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 Christus. En toe dink ek, ek tel, ek sê, sê jy, 3, 4, 5. Net ons hier by die 15de keer gekom het, toe begin daar, mense lyk het van my vry kom. Toe begin mense huil. Toe begin mense spontaan kniel. Toe begin mense bid. Toe gebeur maar iets. As iets wat gebeur, is jy vry. So ek sê weer, is baie maklik. Is dit wat jy bedink, is dit waar? Maar as jy sê, ek kan nie hiervan af loskom nie, dit is nog wat is, jy kan, die woord sê jy kan. Die woord sê jy kan vry wees. Die tweede ding is, begin bid. Begin die Here vra om jou gedagtes te lei. Here, ek wil my gedagtes. Ek het laasweek gesê, dit help nie, jy gee net jou hart vir die Here. Dit is goed as jy jou hart vir die Here gegee. Maar party mense het vergeet om hulle kop toe vir die Here te gee. Moet ook jou kop vir die Here gee. Dan moet ons maar daai taal begin gebruik. Ons weet as ons praat van hart, dan bedoel ons hele lewe. Maar party mense dink, ek kan nog steeds dink wat ek wil. Nou, ek vir die Here gegee, maar ek kan nog steeds dink wat ek wil. Ek kan nog steeds maak wat ek wil. Moet jou kop vir die Here gee. Want die moeilikste ding is om te gee, is jou kop. Want dit is waar alles gebeur. My kop bepaal hoe ek beweeg. Wat ek sê, wat ek doen. Bid, vra die Heilige Gees, dat hy jou gedagte sal aanraak, en dat hy jou denkpatroon sal vorm. Vir my moet ons sê, be transformed by the renewing of your mind. Die derde een, is jy moet vir jouself vra, is dit wat ek dink, is dit reg? Saam met waarheid bid. Here, ek vra U, is dit wat ek bedink? Is dit reg? Moet ek so, moet ek nie? En die laaste een is, jou vierde een is, omring jouself met ander gelowiges. En daarom is dit belangrik vir ons om net by mekaar te wees. Want ons omring onsself met mense waar ons mekaar kan sien en kan sê, weet jy wat, ek bid vir jou, ek hoor vir jou. As ek een sê, weet jy wat, ek dink hierdie week is 'n moeilike week. Kom ek sê hierdie week, wat nou kom, lippe teen die klippe. En sê ek, weet jy wat sê die woord? Die woord sê, ek is vry, 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 want Christus maak my vry. Weet jy wat, hierdie week gaan ek walk in the park wees. Dit is soos hulle sê Jurassic Park, net park. Ons is a walk in the darkness. You gonna like it. You gonna like it. Get the stinking thinking out of here. Focus op God. Kry jou gedagtes vinnig. Wees vry en gaan spreek vry. Is dit maklik om vry te spreek? Nee, is moeilik. Alles iemand wat te nagekom het. En as ek sê, ek sal nie vry spreek nie, gaan weer die raai filtersisteem.
En pas op dat die dinge gebeur wat met die verspieders gebeur het, dat jy jou hele lewe verongeluk as gevolg van jou denkpatroon wat net nie reg ingestel was volgens God se woord. En dat jy jouself blokkeer vir hoeveel jare. Dit sal baie sleg wees as jy die laaste 2 jare van jou lewe vry is, waarin jy nog steeds goed, nee, maar as jy dink jy kan 'n lewe gelei van vryheid. Daar's 'n liedjie. Hy sê baie maklik. Hy sê, I have a feeling that everything's gonna be alright. En ek wil ons net 'n paar keer sing. Ruben, waar is jy nou? Waar is jy? Ek het net vir Ruben geplaas, hy is verskoos. Ja, maar net liggies. I have a feeling that everything's gonna be alright. I have a feeling everything's gonna be alright. In die naam van Jesus Christus. Everything's gonna be alright. God is vir jou. Wie kan teen jou wees? Wie? Niks. Niemand. Met my God sal ek 'n bendestorm kan. Wat is dat positive thinking? Met my God sal ek 'n bendestorm. Kom ons sluit ons so, Vader. Ons wil net vanmôre kom en voor U buig en sê dankie Here. Dankie dat U 'n goeie God is. Dankie dat U 'n God is, Here, wat belangstel. U het ons gemaak met denke, U het ons gemaak met denkpatrone. En baie kere vergeet ons dat selfs my brein behoort aan U en my denke behoort aan U. Maar Vader, ek wil vra dat U ons sal help. Vergewe ons, Here, omrede ons baie keer soos Eva luister na die listige slang, na Satan, met alles wat hy vir ons probeer sê, en alles wat hy vir ons probeer verlowe, en dan op die ou einde, dan onttrek hy, en ons sit met die gemors. Vergewe ons, Here, omrede ons denke ons soms na daai plekke toe val. Vergewe ons omrede ons baie keer maar is, soos daai 10 verspieders. Ons weet, Here, dat dit wat U spreek, en dit wat U beloof, is goeie dinge. U sê, ek sal vir jou 'n pad. U sê, ek sal met jou wees. Ek sal voorsien.
Soek jy net die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal vir jou gegee word. Ek sal dit byvoeg en dan kom ons met ons redenasies en ons begin vestings opbou dat dit is onmoontlik. Dit is nie so maklik nie. Dis nie net so maklik nie. Maar Vader, dis nie wat U woord sê nie. Help ons Vader. Lei ons gedagtes tot eer en verheerliking vir U naam. Ons sê vir U dankie daarvoor. Amen.